Goeiemôre almal. Hartlik welkom vanoggend by hierdie oggendsamekoms van Welwel Oos Gemeente. Wat 'n voorreg om vir 'n tweede keer op hierdie naweek bymekaar te kan kom. Dit was so lekker gisterand om baie van ons hier bymekaar te gehad het en eintlik fees te kon vier en bietjie terug reflekteer op 25 jaar en vir die wat volgende dalk gaste is, ons liewe Dominee Reinder Kingma, soos ek sien in hierdie mooi brief, hy sê die formele bewoording is hy sy emeritaat aangevra. Maar alhoewel hy in 'n sekulêre wêreld tree so 'n bietjie uit en hy gaan 'n nuwe seisoen van sy lewe in en dis hoekom ons vanoggend ook hier is en dit kom ons 'n bietjie inleidend net ietsie sê oor vanoggend. Maar ons wil vanoggend net verwelkomings doen en sê baie welkom aan gaste wat vanoggend hierso is. Ons weet daar's 'n doop vandag en as jy familie of vriende is, wil ek vir jou almal sê baie welkom vanoggend. Mag hierdie samekoms vir jou ook opbou in jou eie geloof wees. Ons wil ook spesiaal welkom sê aan die hele Kingma gesin wat daar agter sien ek in 'n ry sit. Daar sou ek net hande opsteek almal, dan sê daar's almal van hulle, nê. Al Reinder en Cecile se kinders en kleinkinders wat daar van Oudtshoorn, De Rust en Mosselbaai, nê? Mosselbaai se kant af kom hierso in Bellville. Ons het gisterand ook klomp dinge gesê en is baie dankie dat julle ook vanoggend hierso is. Maar as jy nog nie vir iemand agter jou vandag hallo gesê het nie. Kyk, ons is familie, nê, dis belangrik. So stel dit jouself voor, sê net hallo, sê net geseënde dag vir jou, sê net iets dat dit nie awkward is nie. Hierdie is 'n uitreik, dis uitreikpreek. Goed, kom ons gesels 'n bietjie verder oor 'n paar dinge. So wanneer 'n dominee bevestig raak in 'n gemeente, ons sal dit nou sien volgende jaar, nee kinders, daar as dominee Jaco kom, dan lewer hy sy intreepreek. Met ander woorde, hy tree in die gemeente in. Nou vandag het ons die voorreg om ook 'n uittreepreek te kan hê. Dis die formele woorde daarvoor. Maar julle gaan baie min gaan verander eintlik. Dis bietjie van 'n formaliteit want Dominee Reinder en Cecile bly in die gemeente en daar's nog bepaalde dinge wat Dominee Reinder gesê het hy wil baie graag doen in die gemeente. So selfs so hy tree nie af, hy tree uit en hy gaan nou self besluit wat hy in die gemeente wil doen, nê. Dis 'n groot voorreg wat iemand het wat so lank gedien het hier in die gemeente. So vanoggend gee ons geleentheid vir die uittreepreek en so mooi gisterand ook gesê dat Reinder is iemand wat 'n pastorale hart het, nê, en iemand het gisterand genoem hoeveel kinders gedoop is, hoeveel kinders hy gedoop het in die gemeente, nê. Maar 136. Okay, kinders en vanoggend 137. Is dit ingesluit? Okay, is ingesluit 136. Maar ons wil vir Dominee Reinder sê baie sterkte vanoggend vir die erediens, vir die doopbediening en dan aan die einde van die erediens gaan ons nog so een of twee formele dingetjies doen. Maar ons sal 'n bietjie later weer gesels. So mag ek my sê geniet die erediens, maar kom ons beleef saam die Here se teenwoordigheid as ons hier bymekaar is. Ons gesels later weer. Goeiemôre broeders en susters. Kom ek probeer weer, daar is hy. Baie welkom aan almal van u ook van ons kant af. Ons het 'n paar afkondigings vooraf. Die blomme wat hier voor in die kerk staan, wil ons graag vir Jannie Bink gee. Jy sal merk in die boodskappe dat sy bestraling ontvang, vorm van kankerbehandeling. En dit het 'n impak op haar uiteraard en ons gee graag hierdie blomme vir haar. Dis ons bid vir haar, ons dink ook aan haar. En dan vanoggend het ons 'n doopbediening. Daar sê klein Mia Kreer, haar oupa sê sy is die mooiste dogtertjie wat nog hier gedoop is. En ek dink 'n oupa mag dit sê. Mia Kreer, sy is die dogtertjie van Stefan en Lizaan en 'n sussie vir Daniel. Daar sit hy by Nelleke. Ons is baie dankbaar dat beide ouers oupas en oumas hier kan wees, vir Gavin en
Adele, julle is baie welkom aan ons, met ons deel in julle vreugde. Groot dankbaarheid. En dan ook oupa Dou en ouma Nelleke. Die res van die afkondigings gaan ek na al die tyd doen. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader. En dit kom van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is skrifverruiming 1-2. Ons staan en dan sing ons al 3 verse, vers 1, 2 en 3, en daarna bly u staan en dan gaan ons saam ons geloof bely. Kom ons doen nou saam belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Maar op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit nou in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Wanneer ons as mense voor God verskyn, dan word ons klein.
Psalm 95 sê so mooi, buig voor hom neer. Dis ook wat ons doen op hierdie stadium van ons ontmoeting met die Here. En dit help ons geweldig net om te hoor, wat sê die Here vir ons? Watter kinders wil hy hê? Hoe wil hy hê dat ons sal lewe? En ek lees vir ons vanoggend 'n gedeelte uit Micha 6. Die Here het met sy volk gepraat, hy het vir hulle gewys hoe hy hulle uit Egipte verlos het. En dan die Here met hartseer gesê, maar my kinders, julle is van koers af om my te volg. En dan kom hulle in verootmoediging na die Here en dan vra hulle, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek offers na hom toe bring? Moet ek kom met jaar oud kalvers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? En dan, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Dan die laaste woorde, om die Here te dien, dit is wysheid. Kom ons verootmoedig ons voor die Here met lied 232. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Ons gaan nou daartoe oor, broeders en susters, om die doop dan te bedien. Hoekom bring ons kinders om gedoop te word?
Ons het baie dope in hierdie gemeente. Maar hoekom bring ons kinders om gedoop te word? Nou kinders, dit beteken nie dat jy jou naam eers kry as jy gedoop word. Jou naam kry jy daai dag as pappa en mamma jou registreer by Binnelandse Sake. Jy geboortesertifikaat kry. Daar het jy al jou naam. Maar hoekom bring papas en mammas, hoekom bring jou pappa en mamma, of het hulle jou gebring om gedoop te word? En die antwoord is, omdat ons verlossing van die Here nodig het. As ons kinders bring om gedoop te word, kan ons sê, bely ons in die heel eerste plek, dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. En mense sien dit baie vinnig, ook in jou kinders se lewe. Hoe hulle maar die sonde wat van jou afkom, jy dit oordra op hulle. Jy sien dit vinnig as hulle begin kwaad word, tantrums gooi. Al daai dinge. Dus ons bring ons kinders na die Here toe met die belydenis. Ons is in sonde ontvang en gebore, dat ons onder die toorn van die Here staan en dat ons nie in die koninkryk van God kan kom tensy ons opnuut gebore word nie. Dit is 'n geweldige belydenis wat ons nie net met woorde sê nie, maar wat ons toon deur ons kinders te bring. Dit aan die een kant, maar dan bring ons ook ons kinders. Hoekom? Omdat ons vol blydskap en vol dankbaarheid is. Omdat ons weet dat God self hierdie stikkende verhouding tussen ons en hom, dat God dit self kom herstel het, kom nuut maak het. En hy doen dit in wat ons noem deur sy genadeverbond met ons en ons kinders. Die Here het al na Abraham toe gekom baie jare gelede en hy het vir Abraham gesê, Abraham, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Die Here het gesê, dis 'n blywende verbond. En wat beteken dit? Die Here het gesê, ek sal vir julle 'n God wees. En ook die God van jou nageslag, van jou kinders en jou kleinkinders en hulle wat kom. En dit maak ouers so dankbaar om hulle na die Here toe te bring. Hierdie God van genade wat hy dan ook in sy verbond aan ons beseël. Nou in die Ou Testament was die teken van die Here se verbond 'n bloedteken. Die besnydenis, want dit het die hele tyd heen gewys na die bloed van ons Here Jesus Christus wat sou vloei om vir ons sondes te betaal. Vir eeue die besnydenis gesê, daar kom iemand wie se bloed vergiet sal word vir jou verlossing. En dit is Jesus Christus. En daarom toe ons Here Jesus na die aarde toe gekom het, nadat hy hierdie verbond in sy persoon, maar ook deur sy kruisiging en sy opstanding finaal bevestig het op 'n nuwe wyse, het hy gesê, kom bring julle kinders. Kom doop hulle. Toe word die teken water, soos wat water kinders ons liggame skoon was, so sê die doop, so was God in Jesus Christus ons skoon van ons sonde, sodat ons met vrede voor die Here kan staan. Nou wat beteken die doop? Ek herinner my baie goed aan 'n professor wat ek gehad het. Dat hy vir ons so in die oë kyk in die klas, het hy vir ons sê, dis professor Floor, hy het nogal Nederlands gepraat, sê hy, myne heren, sê hy die doop,
is 'n regeringsverandering. Daar kom 'n nuwe regering oor hierdie kind. Want ons doop ons kinders in die naam van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop sê die Here vir daai kind wat gedoop word en vir ons almal, bevestig my verbond met jou. Ek sluit jou daarbey in. Ek neem jou aan tot my kind. En ek wil jou laat deel in al die voorregte van die verbond. In die doop word ons en ons kinders verbind aan Jesus Christus, wat ons sonde deur sy bloed afwas. In die doop kom die Heilige Gees en hy beloof, maar ek wil in jou woon, ek wil in jou werk, ek wil jou vernuut. Ek wil jou 'n ware kind van God maak deur my kragtige werk. Die doop beteken die inlywing in die kerk van die Here. Maar die doop bly ook vir elkeen van ons lewenslank herinnering. 'n Blywende herinnering. Want God het eers na my gekom. Ek het my eerste lief gehad. Wat maak ek met sy liefde? Die doop bly 'n dringende oproep aan ons almal om die Here van harte lief te hê, te vertrou en te dien. Nou kinders moet ook gedoop word. Want die Here het van die begin van die verbond af, het hy kinders in sy verbond ingeneem. Hy het vir Abraham gesê, gaan besny ook vir Isak jou seun. Want ek gee ook vir jou kind om. Jou kind is ook deel van my verbond met jou. En daarom in die Nuwe Testament kry ons dat waar pa of ma tot geloof gekom het, hele gesinne gedoop is. Want vir God is die kind belangrik. Selfs 'n babatjie belangrik. Hy is vir hulle baie lief. En al verstaan kinders nie wat met hulle doop gebeur nie, al verstaan Mia ook nie vanoggend nie. Verander dit niks aan die feit dat dit God self is wat, en julle dink julle in uit vrye genade, net vanuit sy ongelooflike liefde, die inisiatief neem, ook in haar lewe. Sy hand op haar lewe lê, sê jy is myne. Ek is jou God. Lewe met my as my kind. En daarom doop ons kinders, maar dit plaas 'n verantwoordelikheid op die ouers. En ek dink in die wêreld waarin ons vandag leef, in die jare wat kom, word dit al belangriker ons ouers in die begeleiding van ons kinders. Miskien moet ons as ouers mekaar sê, ons moet wakker word. En die wêreld daar buite is wreed, is hard. En hier het ek my kind. Wat maak ek met hom? Begelei ek hom in die geloof? Dis wat ouers op hulle neem as hulle kinders laat doop. Hulle beloof voor die Here, ek gaan dit doen. Ek gaan vir my kind 'n voorbeeld wees van iemand wat die Here liefhet en volg. En daarom roep die doop eintlik ons almal op. By ons amper elke Sondag roep dit ons op om die beloftes van die Here vir onsself toe te eien, daai te leef en die Here lief te hê met ons hele hart. Ek gaan nou vra dat Stefan en Lizaan hier voorkom staan en dan net 'n antwoord op die vrae asseblief.
Die Here het hulle geseën met nog 'n kind. Wonderlik, waaroor hulle die Here so dankbaar is. En daarom hierdie enorme vreugde om die Here se kind eintlik maar net na hom te bring. Stefan is daar, julle het gehoor wat die doop alles beteken en ons vra julle om opreg op die volgende vraag te antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En beloof julle om klein Mia, van wie julle die ouers is, saam met klein Daniel, voort te gaan om hulle Here te leer ken. Van die beste raad in my lewe het ek gekry toe iemand vir my sê, nou is dit jou voorreg om jou kinders te begelei na die Here toe. Wat 'n voorreg, maar wat 'n verantwoordelikheid wat julle ook op julle neem. En mag dit vir julle vreugde wees. Mag klein Daniel en Mia sê, wow, my pappa en mamma het die Here lief. Ek kom saam met julle. Ek het die Here ook lief. Wat is hierop julle antwoord? Na die doopsbediening, Matt, en jy kan hierdie foto maar ophou. Na die doopsbediening gaan ek vra dat ons Skrifbreiding 11:2 sing vers 1 en 2 waar die woorde van die Here, hy sê, maar jy's myne, jy behoort aan my. Ons gaan dit na die doop sing en ons deel dan ook nou in die dankbaarheid en die vreugde van die oupas en die oumas. Onthou en Nelleke, Neil en Adel, die Here sê mos, ek sluit my verbond met jou en jou kinders en hulle nageslag. Wat 'n voorreg om dit te kan sien, om te kan beleef. Hier werk die Here. So dan Skrifbreiding 11:2 na die doopsbediening. Water is bietjie koud hoor. Sy skryf. Nee, skryf nie. Mia Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Oh
Ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons is oorstelpt van dankbaarheid vir u liefde, u genade, wat u aan ons en ons kinders so mildelik bewys. Ons dankie vir Mia wat u vir Stefan en Lizaan gegee het, nog 'n godsgeskenk, 'n kunswerk van u, wat u aan hulle gee, aan hulle toevertrou en vir hulle sê, maak hierdie kind groot, maar Skepper en haar Here te ken. Hulle is u so dankbaar. Die oupas en oumas, elkeen in die familie, so dankbaar, dat u hulle geseën het, ook met Mia, saam met Daniel. En Here, ons kan nie anders as om ons dank aan u toe te bring, u daarvoor te eer, en ons bid dat u vir Stefan en Lizaan sal seën, om hulle kinders groot te maak. Styf van hulle hand vas, agter u aan, elke dag. En mag hulle in hulle pa en ma se lewe liefde vir u sien, diensbaarheid, opgewondenheid, geloof en vertroue. En mag hulle net navolg van harte, omdat hulle die egtheid daarvan gesien het by pa en ma. Seën ook hierdie dag in hulle familie se lewe. Ons eer u en ons aanbid u as ons verbondsgod. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ek gaan nou vra dat ouma Nelleke vir Stefan hulle Mia se Bybeltjie oorhandig. Dit kom van ons susters. Dit is 'n gebruik al jare in ons gemeente. Haar naam is voor ingeskryf. En mag sy die Here leer ken, ook uit sy woord uit, hoor. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, broeders en susters, Psalm 100. Psalm 100. Dis 'n baie kort psalm, is letterlik in die Hebreëus 40 woorde, maar so kragtige psalm, Psalm 100. 'n dankpsalm. Jy sal merk in die ander Bybelvertalings, veral die 33, 53 staan daar, dis 'n psalm by die lofoffer. Ek gaan later meer daaroor sê. Juig tot eer van die Here almal op aarde. So begin hierdie psalm. En dan staan daar, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange. Dank hom, prys hom, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Weet jy, broeders en susters, hierdie psalm, en ek het dit nou ook al vir u gesê, het eintlik 'n opskrif. Hier staan letterlik 'n psalm, en dan staan daar by die lofoffer. So staan dit in die oorspronklike geskryf. Nou,
ons weet almal dat die volk van die Here Israel het geweldig baie offers aan die Here gebring. Gaan lees maar die boek Levitikus. Dis amper 'n boek vol beskrywings van al die offers wat die Israeliete vir die Here moes bring. Daar was brandoffers, daar was spysoffers, daar was skuldoffers, daar was soenoffers, daar was reukoffers. En al hierdie offers het maar net heen gewys na die groot offer wat sou kom vir ons sonde, naamlik ons Here Jesus Christus se offer. Al daai offers dwars deur die Ou Testament net gesê daar kom een groot offer vir julle sonde. Nou as die Israeliete hierdie reeks offers gebring het, dan het hulle dit afgesluit met 'n 3 dae lange fees van net dank en lof aan die Here vir 3 dae lank. As hulle op die 3de dag van hierdie fees, as hulle nou weer by die tempel bymekaar kom, die tempeldeure is oop en dan kyk hulle so in die tempelkompleks in, dan sien hulle daar voor hulle hierdie brandende altaar waarop daar vleis geoffer word tot dank en lof aan die Here. As die volk daar gestaan het en hulle so ingekyk het in die tempel, dan het hulle begin sing. Dan het hulle 'n loflied gesing. En dis niks minder as Psalm 100 wat ons in ons Bybels het nie. En ek wil jou vra om jou vanoggend vir 'n oomblik in hulle skoene te plaas. En dan sing ons saam met die volk van die Here hierdie lofpsalm. Psalm 100. Kom ons staan en dan as jy kan staan, kom ons staan en ons sing vers 1 tot 4 van Psalm 100. Dit is so 'n pragtige psalm, is min woorde. Maar ons het hier 'n kunswerkbeeld van God, die Heilige Gees. 'n Kunswerk wat hy in die kerk gegee het vir hulle aanbidding en hulle lof aan die Here. Nou, broeders en susters, is vir my onmoontlik om vanoggend in een preek die werklike of volle betekenis van hierdie psalm vir u deur te gee. Dit is net nie moontlik nie. Dit is te diep,
te groot. Dan kom ek probeer net enkele hooflyne vir u trek. Hierdie Psalm 100, kan ons sê bestaan uit basies 2 dele. En elke deel begin met 3 groot oproepe van die Here. Ons kan sê opdragte wat hy aan ons gee. En dan elke keer na hierdie 3 oproepe, dan motiveer hierdie Psalm hoekom ons dit moet doen. Die eerste gedeelte begin met die oproep: dien die Here, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is. En dan staan daar die motivering: hy het ons gemaak. En ons is syne, sy volk, sy eie kudde. Tweede deel: sy gaan sy poorte in met dankliedere, sy tempel met lofgesange, dank hom, prys hom. En dan kom die motivering: want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Kom ons kyk na hierdie 2 dele. Dien die Here met blydskap. Weet jy, broeders en susters, in vandag se lewe hoor ons toenemend stemme wat sê dat hy wat dien sy vryheid kwyt is. Mense se natuurlike strewe is om vry te kom, los te kom van enige vorm van diensbaarheid, veral in die Here. Mense rebelleer so teen hierdie diensbaarheid aan die Here van nature. Maar dit bring vir hom geen werklike vryheid nie. Want dit plaas hom in 'n ander diens. Daai diens wil ek noem eie diens. Eie diens met sy verskriklike gevolge, in al sy pynlike forme. Eie diens. En as hier staan, dien die Here met blydskap, weet jy, dan moet jy so daarna kyk, dit is 'n magtige genade oproep van die Here aan ons. Want dit roep ons weg uit die slawerny van eie diens. Dit laat ons volg in die voetspore van ons Here Jesus Christus. Hy wat gesê het, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hoe het hy ons nie gedien tot in die dood, om ons vry te maak in die Here nie. Die tweede oproep: kom voor sy aangesig met gejubel. Liewe broeders en susters, my en jou godsdiens is nie 'n saak van lang gesigte, van diep sigte en van 'n aanhoudende gekla nie. Dis 'n werklikheid, 'n diep, hartlike blydskap in my Here. Dis 'n blydskap wat opkom uit die genade en die liefde van die Here, wat ek ontvang, waarin ek kan leef en waar ek kan werk. Kom voor sy aangesig met gejubel, sê Psalm 100. Nou wil ek vra, broeders en susters, en ons ken almal Bellville Oos, hoe lyk ons voorbeeld hierin, as ouers, as gemeente, vir die baie kinders, klein kindertjies, wat die Here in hierdie gemeente aan ons gegee het?
Lyk ons voorbeeld. As ouers, as ons tuis saam met ons kinders is, wat praat ons? Wat tel hulle op oor ons aanbidding van die Here? Wat hoor hulle, wat sien hulle, wat voel hulle aan as ons hier by mekaar is as kinders van die Here? Tel hulle op. Hulle het 'n diep blydskap in hulle Here, wat voortvloei, wat opbruis vanuit die Here se genade wat hulle ken en wat hulle beleef. Bellville Oos, broeders en susters, en ek in my hart, het 'n enorme verantwoordelikheid hierin. Al ons kinders. Ek dink nie daar's nog 'n gemeente met soveel kinders nie. Dis 'n mooi ding wat ons doen en hoe ons dinge doen. Die kinders het 'n baie fyn aanvoeling. Hulle het 'n aanvoeling vir opregtheid. En as hulle daai opregtheid sien en hoor, ook in die aanbidding van die Here, dan is dit vir hulle eg. Hulle is saam met ons. Mag die Here ons so bly seën. Maar mag ons hierdie verantwoordelikheid, of onsself voortdurend aan hierdie verantwoordelikheid herinner. Die derde oproep, erken dat die Here God is. En hiermee sny hierdie Psalm alle oppervlakkigheid in ons godsdiens totaal uit. God is nie my maat nie. Staan nie op gelyke voet met hom nie. Psalm 95 sê so mooi, as jy val in eerbetoon voor hom neer, buig voor hom, kniel neer, as jy voor God kom. Erken sy gesag oor jou lewe. Erken dat die Here goed is. En dan kom hierdie Psalm. Hy het hierdie 3 oproepe aan ons gegee, nou motiveer hy. Sy motivering is, dit is God het ons gemaak, en ons is syne, sy volk, sy eie kudde. Ek en jy is nie die blinde produk van evolusionisme nie. Ons is nie maar hoër ape nie. Jy is deur God gemaak. Psalm 139 sê, die Here het ons gevorm in die moederskoot. Soos Lemia, is ons elkeen 'n unieke kunswerk van die Here. Dit gesê, sê ons ook, ons God is nie 'n daar ver af God nie, verhewe op sy troon nie. Hierdie Psalm sê hy is Jahweh, hy is ons verbondsgod. Hy is die God wat gesê het, ek is jou God, jy is my kind. Jy is my kind, ek is jou vader. Ek het my seun gegee om vir jou sondes te betaal. Jy is my kind. Jy behoort nou aan my. Jy behoort aan my met die lig van die dag, maar ook in die nagdonkerte van die lewe. Jy is myne, sê die Here. En liewe broeders en susters, die Here sê, julle is my volk, my kinders. My koninklike priesterdom, my erfdeel. Die Here sê, ek is julle herder. Julle is my skape, na wie ek omsien. God het dit
alles vanoggend in Mia se doop aan haar bevestig. Hierdie ryke beloftes van die Here. Sy het 'n teken ontvang daarvan. Haar doop, maar ook jou en my doop, bly lewenslange bevestiging hiervan. En dit sê Psalm 100, is die rede, dit moet die rede wees, tot blymoedige, dankbare, opgewonde aanbidding en verheerliking van die Here, ons God. Kom by die tweede deel van hierdie Psalm. Begin weer met 3 oproepe, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange, dan kom prys sy naam. Sien jy raak dat in hierdie 3 opdragte, die lofoffer van 'n gelowige eintlik sy hoogtepunt vind. Hier kom die ware aard van die lofoffer aan die Here na vore. En dit is lof aan die Here. Lof aan die Here. Tot 4 maal toe word hier woorde gebruik wat in die betekenisveld van lofprysing lê. Gaan sy poorte binne met lof, sy voorhowe met lofgesange, loof hom, prys sy naam. Weet jy, toe die Ou Testamentiese volk lof aan die Here gebring het hulle nog net voor 'n geopende tempeldeure gestaan en so heen gekyk na die altaar. En Jesus Christus staan ek en jy nie net meer voor geopende tempeldeure nie, maar voor 'n geopende heiligdom, soos wat die Bybel sê, met vrye toegang tot die Here. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons nie. Wat 'n enorme seën voor God in my aanbidding en verheerliking. En vir hierdie lof aan die Here, broeders en susters, het die Here ons gemeente ryklik geseën. Sangtalente, begeleidingsgawes, eredienste. Mag Bellville Oos se lofsange nooit stil word. Mag dit groei in opregtheid. Mag dit ware dank en aanbidding van die Here wees. Mag dit ons kinders inspireer om saam met ons die Here te loof. Dan gee Psalm 100 'n motivering hiervoor. Hy sê, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou hier van geslag tot geslag. Die Here is goed, sê hierdie Psalm. En omdat hy goed is al sy werke goed. Hy laat selfs alles in ons lewe ten goeie meewerk. Sy verbondsliefde vir ons, sy kinders, ken geen einde nie. Ons het verlede week gehoor hoe die Here sê, my kinders, hoe kan ek julle prys gee? Hy het gesê, hoe kan ek dit oor my hart kry? En toe die Here vir ons gesê, my liefde brand te sterk vir julle. Sy trou duur van geslag tot geslag. Ons leef in 'n onseker wêreld. Ons leef in 'n vinnig veranderende wêreld. Stefan en Lizaan moet Mia gaan groot maak in so 'n wêreld. Ek en jy moet dit doen met ons kinders, kleinkinders.
Wat 'n geweldige troos is dit nie? Om te mag weet, God is onveranderlik in sy trou nie. Hoe baie beteken dit nie vir ons, ons kan op God staat maak in dit wat ons doen. Want in die toekoms sal hy altyd dieselfde ook bly. Sal altyd daar wees. Tot die groot dag aanbreek, waarin hy alles en almal sal wees. 'n Laaste opmerking oor hierdie Psalm. Die lofprysing van God moet begin by sy kinders, by sy gemeente. Maar van hier af, vanuit hierdie erediens, moet dit oorspoel na ons huise toe. Moet dit oorspoel na ons werk toe, ons kuiers, oralster, waarmee ons ook al besig is. Die wêreld, broeders en susters, moet hierdie lof van die Here uit jou en my mond hoor. Hierdie Psalm begin nie deur te praat van alle volke moet die Here verheerlik. Daar's 'n rede. Sy kinders praat daarvan, getuig daarvan. Mag ons steeds mense help om ook saam met ons lof en eer aan die Here te bring. Mag ons mense daarin begelei. En so wil die Here die volheid van die tyd tot 'n einde bring. So wil die Here die dag laat aanbreek, waarvan Openbaring 7 sê, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie. En hoor nou, hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en hulle het voor die lam gestaan. Wat het hulle gedoen? Hulle het toe voor die troon gekniel, en met gesigte na die grond toe, het hulle God aanbid en gesê, Amen. En dan kom dit, die lof, die heerlikheid, die wysheid, die dank en eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God, tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing nou saam, broeders en susters, Psalm 150, daarvan vers 1, 2 en 3, en daarna gaan ek vir ons bid.
Ons Hemelse Vader, uit ons harte, uit Bellville Oos se harte, alle lof, alle aanbidding, alle eer, kom aan U toe. Want U het ons nie net gemaak nie. U het ons nie net verlos nie. U is ook en bly steeds ons God tot in ewigheid. U is getrou. U is ons herder. U sorg vir ons. Ons kan U kinders wees. Ons kan U skapies wees. Here, leer ons om ons seëninge te tel. Leer ons om ons voorregte te ken. En mag dit ons as gemeente van U bring, keer op keer, tot lof en aanbidding van U. Mag ons dit doen saam met ons kinders. Mag ons hierdie lof indra in hierdie wêreld wat arm geword het. Geestelik arm en honger. Mag ons bly getuig van U grootheid en U goedheid. Mag hulle by ons hoor dat U vir ons oneindig goed is. Seën vir ons hierin. En gee dat ons hierin sal groei dag na dag. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Die kollektes wat jy elektronies kan afdra of by die deure, broeders en susters, is vandag vir die instandhouding van die erediens en vir Huis Boland. En dan is ons slotlied, Skrifbereiming 18:1. Kom ons sing daarvan vers 1, 2 en 3.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Net gou 2 afkondigings, broeders en susters, terwyl Reinhold regmaak. Eers is Kersangdiens, volgende Sondag aand hier in ons kerkgebou. U ken dit, aanbidding en verheerliking van die Here. 7 Desember, 6:00 die aand. En dan, ons wil graag weer volgende jaar, wat u nou al ken, die Grief Share program aanbied. Nou wil ek net mooi vra, ons beoog om in Februarie te begin, maar as heel wat van u wat al vir my gesê het, ek stel belang om dit volgende jaar te deurloop, hierdie program. Laat weet asseblief vir my, as jy deel wil word daarvan, hoekom ons dit doen, ons stel dit eerstens beskikbaar aan ons eie lidmate, voordat ons dit weier gaan adverteer, ook vir ouderlinge, kom gerus. Ek dink dit is 'n program wat mense oneindig verryk. Ook dis laat weet oor Grief Share, en dan 'n baie belangrike afkondiging, al die manne met snorre en wat baarde gegroei het hier in November. Christie sê kom vorentoe, hulle wil 'n foto neem. Hier by die preekstoel, dit moet vir ewig word. Almal wat daaraan deelgeneem het. Groot asseblief. Goed, Reinhold. Dankie, kollega. Liewe gemeente, is my voorreg om net 'n paar dinge te sê rondom dit wat rondom die emeritering, en ek wil begin net deur te sê baie dankie vir almal wat gister soveel deel gehad het aan die feesvieringe wat ons hier gehad het. Ek dink spesifiek aan Adrian, Christine en Esma en hulle gades en almal wat 'n hand bygesit het en opgeruim het na die tyd. Baie dankie dat ons weer lekker kon saamkuier gisteraan. Dit was regtig 'n groot vreugde en 'n vrede gewees. Ek wil vir Cecile vra om sommer ook vorentoe te kom. Reiner, ek kan sommer ook afkom. Ons het gisteraand gesê daar is dit is 'n predikant spaar wat saam in 'n gemeente dien, en so wanneer ons die emeritus verklaring doen, dan dink ek sal dit goed wees as Cecile sommer bystaan. So hierdie is 'n stukkie formaliteit wat ons graag wil doen, en dit is die amptelike verklaring waar ons as gemeente dan nou vir Reinder en Cecile hulle emeritering gee, en ons gaan Jan Venter gaan ook ietsie kom sê, en dan gaan ons ook saam vir hulle bid. Maar in hierdie emeritusverklaring, en ek is net dankbaar vir Jenny wat so 'n bietjie die bewoording verander het, anders sou ek dit ook nie verstaan het nie, maar hier is baie mooi bewoording. En dit lees soos volg, en Reinder en Cecile, ons wil vir julle graag hierdie gee en sê, mag die Here julle seën in julle nuwe seisoen waarin julle ingaan. Ons is baie dankbaar dat dit nie 'n aftree is nie, maar net 'n uittreë in iets anders in. En dit was net so wonderlik om deur julle bedien te word en in julle leiding wat julle voorgeloop het om bietjie te kon agternakom en baie te leer. So ons lees graag dit. Dominee Reinder Kingma het sê dit 23 Julie 2000 bedienaar van die woord al hier, het die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Bellville-Oos meegedeel dat hy sy emeritaat aanvra. Na oorweging het die kerkraad bevind dat genoegsame redes volgens artikel 13 van die kerkorde aangevoer is om sy emeritering te bewillig. Daarom het die kerkraad op die vergadering van 27 Augustus 2025 besluit om, nadat die goedkeuring van Klasses Boland met die deputate van die streeksnode verkry is,
aan Dominee Reiner Kingma emeritaat te verleen. Die kerkraad beveel aan dat aan Dominee Brand Reiner Kingma versorging uit die emeritaat versorgingstrust uitgekeer sal word, volgens verstreke diensjare ooreenkomstig die reglement van die gereformeerde kerke emeritaat versorgingskombinasie, sowel as pensioen uit die GKSA predikante pensioenfonds, volgens die reglement van genoemde pensioenfonds. Dit sê maar net, hulle is versorg. Okay. Die kerkraad betuig sy dank aan Dominee Reiner Kingma vir sy diens wat hy byna 26 jaar lank in hierdie gemeente gedoen het en bid om die seën van ons verbondsgod toe. Sy kollega? Jan Venter, waar is jy? Ja, ek moet sal nog bid, ek weet te ver weg gaan nie. Jan is een van die ouderlinge hier by ons in die gemeente en namens die kerkraad van die gemeente se kant af het hy net 'n paar woorde op sy hart. Dankie Jan. Goeiemôre broers en susters. Ja, dis 'n voorreg om hier te kan staan. Om vir Reiner en Cecile te kan dankie sê. Maar ek wil begin vanmôre om te sê, hoe sê mens dankie, en iets is my hierdie week getref, wat vir my so mooi is, wat sê, om dankie te sê is ook liefde. En hoe spel 'n mens liefde? Nou ons almal ken die Afrikaanse spelling van liefde, maar daar's 'n ander spelling, en Reiner en Cecile daai spelling vir ons baie mooi uitgewys. En ons spel hom TID, tyd. Reiner en Cecile tyd in hierdie gemeente deurgebring, 25 jaar plus. En met die woorde wil ek sê, eerstens vir ons hemelse Vader. Bedank vir die voorreg en seën wat ons as gemeente gehad het, om u as herder en leraar te kon hê vir 25 jaar. Asook dat u deur die bediening diep spore getrap het in ons harte en in die gemeenskap. Deur die werking van die Heilige Gees het u ons die afgelope jare geestelik versorg, vir ons as gemeente gebid en bemoedig. U het nie net die woord van God met oortuiging vertolk nie, maar dit ook geleef met deernis en harte vir ons as mens. Ek wil die stukkie by sê, ek het saam met Reiner ook die voorreg gehad om ondervragings by te woon, en hoe hy met soveel liefde na daai jong mense gekyk het, en ook hoe Reiner in my huis persoonlik gekom het om my oudste seun die pad te stap om te vat na belydenis van geloof. So, ons sal die wysheid, humor, pastorale sorg baie mis, maar ons weet ook dat die volgende seisoen deur God geseën sal wees. Ons wil as gemeente sê ook dankie aan Cecile vir die ondersteuning wat sy u gebied het, as ook haar hulp en leiding wat sy vir die gemeente gedoen het. 'n Laaste stukkie wat by sal bybly is dat Reiner se geloof en sy liefde het ook baie sterk deurgekom, want hy het met ons 'n straaltjie gedeel toe hy by Uitskot was, van hoe 'n gemeente wat swaar gekry het, hulle geloof in die Here gewys het, en hulle het milies geplant, en hulle het dit die Here se milies genoem, en daai milies het vir jare die gemeente gedra met inkomste. Ja, en dan die liefde het ek beleef saam met Reiner en Reinhold by 'n synode, waar 'n baie moeilike synode was. En Reiner se woorde was duidelik, kan ons in liefde na die sake kyk. Dit bly my baie by. Met die woorde wil ek sê, Reiner, Cecile, ons draai op in gebede en opregtheid. Baie dankie dominee. Ek wil ook net die gemeente los met die woorde uit Galasiërs 6.
vers Galasiërs 6 vers 9 en 10. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan huisgenote van die geloof. Reinder? Baie dankie. Ek sê baie dankie. Gemeente, ons het gisterand met ons funksie, het ons 3 dinge wat Reinder en Cecile baie voor lief is, kon ons hulle seën mee in terme van 'n geskenk van ons gemeente se kant af. Reinder is baie lief vir Clivias, hy is baie lief vir braai en is baie lief vir sy familie, nê. En hulle het 'n wegbreek naweek gekry en hy het 'n stainless steel rooster gekry en hy het een of ander baie grand Clivia gekry wat ek niks van weet nie, maar hy het opgewonde gelyk. Okay. So dis wat ons het gisterand gedoen. Ek wil graag vir ons vir Reinder en Cecile spesifiek bid en ek net weer dankie sê vir julle familie wat hier so is. Veral 3 julle dogters en julle mans en die kleinkinders wat saam hierdie naweek kon beleef het. Maar ek wil graag vir hulle bid en dan gaan ek daarna vir Reinder geleentheid gee om self ook iets te sê van sy kant af. En dan wil ek net vir julle noem, gemeente, ons het 'n boek hierso. Hy is hier voor, asseblief, kom skryf ietsie in hierso vir Reinder en Cecile, ons sal dit baie waardeer en dan is daar lekker tee en koffie as ons dan vandag om lekker saam te kuier weer. Maar eers, kom ons bid saam. Kom staan hierso by my. Hemelse Vader, aan U kom toe die eer, die lof, die dank en die aanbidding. En Here, dis met groot dankbaarheid vandag dat ons voor U kom staan. Die een wat ons gemaak het, die een wat ons geroep het, die een wat ons stuur in hierdie wêreld in om U na te volg. Here, sê vir ons so mooi in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En ons weet, Vader, dat U lank terug vir Reinder geroep het om ook 'n bedienaar van die woord te wees wat in die koninkryk juist dit wou doen. En U het vir Cecile langs hom gesit om hom by te staan hier. So ons het gisterand so mooi gehoor van hoe 2 bome in mekaar gegroei het. En U het hulle gebruik in die koninkryk vir soveel jare. En ons wil vandag vir U kom sê dankie. Dankie vir 2 gehoorsame mense wat die pad gestap het agter U aan. Dankie dat U hulle altyd bemoedig het, want daar was moeilike tye gewees en daar was maklike tye. En dat U hulle gedra het deur die moeilike tye en dat U vir hulle ook die ligte kant van die lewe gewys het in die goeie tye. Here, maar ons wil 'n seën kom afbid oor hulle lewe. Dit wat nou vir hulle voorlê ook in hierdie nuwe seisoen van hulle lewe, dat U vooruit sal gaan in hulle lewe, dat U agterna sal kom en dat U hulle sal, Vader, regtig waar omarm met U liefde en dat hulle ook in hierdie nuwe seisoen, soos Efesiërs 3 sê, sal besef en net weet hoe wyd en hoog en diep en ver die liefde van ons Here Jesus Christus strek. Dat hulle daarin sal leef en dat hulle sal bly, Vader, dien in hierdie koninkryk waarin U hulle geroep het. Selfs al is hulle al by emeritaat wat hulle nou gaan kry en gekry het vandag. Ons dankie vir hulle kinders, Here, en hulle kleinkinders wat U ook hierdie naweek laat kom het. Wil U vir elkeen van hulle gesinne gee wat hulle nodig het om ook in hierdie tye wat kom net vir Reinder en Cecile te dra en te ondersteun. Dat U hulle eie gesinne sal uitbrei, dat hulle in U liefde sal bly loop, dat daai kleinkinders U sal ken soos vandag gehoor het, dat hulle nie sal afdwaal van die pad af nie, maar dat hulle as gesin en as familie gedra sal word. Here, ons weet dat U 'n verbond gemaak het met hulle. Ons het dit gehoor vandag met die geslagte heen en dankie dat ons dit ook kan sien en hoe ons as gemeente vir soveel jare kon sien ook hoe U die pad stap met die Kingma gesin. Dankie Vader dat U vandag vir ons bemoedig het met die woord en as daar weer geleentheid is, Vader, en ons doen dit hier, as Reinder dit kan doen, as hy griefshare aanbied, as hy verder bedien in hierdie gemeente met die gawes wat U vir hom gegee het, dan bid ons dat U vir hom elke keer daai geleentheid sal gee om dit goed te doen en dat hy hierdie lewe wat hy sal leef, saam met sy siel sal leef vir een rede en dit is vir 'n gehoor van een. Dit gaan oor U en ons wil vir U lewe.
Dankie dat ons vandag en hierdie naweek as gemeente ook dit kon vier en kon terugdink. En daarom gee ons dit aan U al die eer. Seën hulle dan, Vader. Mag U guns en goedheid op hulle rus al die dae van hulle lewe. Amen. Baie dankie Reinhold. Vergun my dalk net 'n laaste woorde. Ons het van die Here ontvang genade op genade. Alles is net genade. Maar weet julle, langs die pad, 25 jaar hier, 39 in totaal in bediening, werk die Here ook met sy bedienaar, en sy vrou en sy gesin. En ek wil met julle deel wat die Here net vir ons geleer het op ons paadjie. Begin in Uitskot, mielieboere, wonderlike mense, klein gemeentetjie, 60, 70, 80, ongeveer daai tyd. Maar daar het ons geleer om op die Here te vertrou, vir versorging, vir vashou. Ons daar gekom na vernietigende droogtes en die gemeente was op sy knieë finansiëel. En hulle het gesê die Here het vir ons 60 hektaar grond gegee en hulle het dit gaan plant. Sien hoe elkeen in die gemeente, as hy 'n put, mielieput kon bring, het hy hom gebring. As hy 'n handvol kunsmis kon gee, het hy dit gebring. En ons het geplant. Daai mielies het gegroei soos geen ander mielie in die hele Wes-Transvaal. Dit was mooi. Die boere praat van hy is blou-groen. Boere in die omgewing het na my toe gekom en gesê, wat doen die kerk met sy mielies? Sê ek, is nie kerk se mielies, dis die Here se mielies. Daai eerste jaar se oes het vir ons R40.000 opgelewer. My traktement was daai tyd 1.000. Dit gee vir julle 'n bietjie perspektief. Tweede jaar weer geplant, 8 tonne hektaar, is 'n rekord oes. Die derde jaar, toe moes ons besluit, wat maak ons? Wat maak ons met hierdie skat wat die Here vir ons gegee het? Toe besluit hulle, as ons nie die volgende oes se totale geld nodig het nie, moet ons dit weggee vir 'n ander gemeente wat dit nodig het. Hulle bestaan vandag nog. Ek het nog nooit gehoor van 'n misoes op die kerklande daar nie. Handjievol wat nog ander kan help. Daar die Here vir ons geleer. Kyk op na my toe. Daarna het die Here ons weggeruk, totaal ander omgewing, studentebediening in Pretoria. 600 studente. Wonderlike jare saam met ons kinders, baie gekamp, baie fietstoere gedoen. Baie dinge saam met hulle beleef, die pulsende jongmenslewe. Ek het so lekker gewerk. Ons voordeel daai tyd was, ons kinders was jonk. Hulle het tussen die studente beweeg. En ons kinders kon ons op die hoogte hou van alle nuwe verhoudinge wat daar in die gemeente is. Want hulle het gekom op plekke waar ek in Cecile nie kon kom nie. Hulle het gesien wat gebeur. Daar het ek net geleer, gryp die geleenthede. Gaan voluit. Elke lewensfase wat die Here vir jou gee, of jy jonk is of oud is, gaan voluit. En ons het dit net baie beleef. Ek moet vir u die een staaltjie vertel. Ek doen op 'n stadium 'n eksamen by Prof Cassie. Baie van julle ken hom. En hierdie studente hoor, hulle dominee moet gaan eksamen doen. Nou, vir hulle was dit die beste nuus onder die son. In die oggend, dit was 'n Vrydagoggend, ry ek
Potchefstroom toe en terwyl ek ry, begin my selfoon lui. En ek antwoord die eerste klomp. Toe sê die mense nie, hulle reageer net op die advertensie in die, wat was dit daai tyd? Maar dis 'n streekkoerantjie. Ek sê, ja, wat 'n advertensie? Hulle sê, nee, jy verkoop jou voertuig, jou Corolla, baie lae kilos, spotgoedkoop, en dan staan daar onder, eienaar moet voertuig dringend verkoop. Hy vertrek na die buiteland. En daai oproepe het die hele oggend so ingekom. Kom by Prof Kas, ek sê van Prof, of hy sê vir my, jy moet bietjie later kom, maar hy het iets anders ter ek sê, hy sê hy sal my bel, ek sê vir my, jy kan my nie bel nie, ek moes my foon afsit, en toe ek hom vertel, toe lê hy soos hy lag. Dis die tipe goed wat 'n ou daar beleef het, daarna Bellville-Oos, weer totaal anders. Hier gekom, ja, dit was sommer vinnig, koningskinders, ons begin met die Boland kamp, of wat vandag die Boland kamp is, toerusting, JE3, evangelisasie kursus vir kinders. En toe tref dit my, toe Dr. Frans weg is, ewe skielik, al die begrafnisse. Het 'n baie groot impak op my gehad. Dit is my moeilik, nou nog. Maar daai het is grief share gebore. So werk die Here in die fase van 'n mens lewe in. Mag ek afsluit deur te sê, wat ek en Dr. Frans altyd vir mekaar gesê het, is Bellville-Oos is 'n gemeente met 'n hart. Met 'n hart. Johanniek het dit nou die dag nog vir my gesê. Hart vir mense, vir hulp, vir omgee. Mag ons dit nooit verloor nie. Dit kan bedreig word, die duiwel hou nie daarvan nie. Hy wil 'n dolk deur daai harte steek. Dankie dat ons God se hart by julle kon leer ken. Want God het 'n hart vir mense. En dankie daarvoor. Baie dankie Reinder. Liewe gemeente, onthou asseblief van die boek, koffie daar agter, lekker kuier en ons geniet jou dag.